Ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u liefde. Dankie vir die voorreg om so saam te wees vanmôre hierso. Ons wil ons harte oopmaak vanmôre om te hoor wat u vir ons sê deur die Heilige Gees. Ons dankie dat u woord kosbaar is. Ons dankie vir u teenwoordigheid by ons vandag. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Right, ons gaan 'n bietjie die woord uitdeel. My titel vanmôre is Geloof vir die goedheid van God. Geloof vir die goedheid van God. En ek wil hê ons moet oopmaak by 1 Kronieke 16. 1 Kronieke 16 vers 34. Dis alweer ou Dawid wat hier praat. Hy sê loof die Here want hy is goed. Want sy goedheid is tot in ewigheid. Loof die Here want hy is goed. Want sy goedheid is tot in ewigheid. Die Here is goed. Hy het nie net goedheid nie. Hy is goedheid. As jy met hom in aanraking kom, dan is jy in die vloei van goedheid. Psalm 118 vers 1. Psalm 118 vers 1. Loof die Here want hy is goed, want sy goedheid is tot in ewigheid. Onthou julle toe Moses daar op die berg was en hy het die Here gesien, so van agteraf, het hy gesê, die goedheid van die Here, né? So die Here is goed. Die King James van hy Psalm 118 vers 1 sê, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endures forever." Give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Kyk na Jakobus 1. Jakobus 1 vers 17. Daar sou staan, elke goeie geskenk, elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Wat beteken dit? Hy is dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy verander nie, dieselfde Jesus. Want hy daar in Handelinge 1, toe Jesus in die opgeneem is, dus wat sê die engele vir die disippels? Hierdie selfde Jesus, wat julle nou sien, opvaar het, gaan, soos hy opgevaar het, gaan hy weer terugkom. Nie 'n ander Jesus nie, amen? Dieselfde een wat mense gesond gemaak het, dieselfde een wat die brode vermeerder het, en die visies, hy het voorsien, en hy het genees. Amen? Dis die Jesus, dieselfde ene. En in Johannes 10, ons ken baie goed Johannes 10 vers 10, waar Jesus dit self vir ons sê hy, die dief kom net om te steel, en te slag, en te verwoes. Ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hê. So die vloei van God, is die vloei van goedheid. Dis God se vloei. As jy nie in die vloei van goedheid is nie, is jy nie in die vloei van God nie. Dan is jy met die vyand te doen. Die vyand het geen goedheid in hom nie. Hy is sleg. En alle slegte dinge kom van hom af. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Dit wat steel is nie uit 'n vloei van goedheid nie. Dit wat slag is nie uit 'n vloei van goedheid nie. Dit wat verwoes is nie uit 'n vloei van goedheid nie. Dit is die dief. En die Here is nie die dief nie. Die Here laat dit nie toe nie, en hy is nie die een wat dit doen nie. Enigste wat vir jou anders sal probeer verduidelik, is die duiwel, met sy godsdiens, wat alle slegte dinge aan die Here wil toeskryf. Die vloei van die Here is goedheid. Natuurlik gaan die duiwel dit probeer teestaan. En die manier wat hy dit gaan teestaan is deur jou denke aan te val. Juis jou denke. Om jou de mekaar te maak en om jou van jou geloof te beroof, né? Nou Romeine 5 vers 17 sê vir ons die volgende: want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, nie die Here nie, die dood. Die Here is nie die dood nie. OK? Die dood geheers het. Natuurlik sal die duiwel
die Here van die dood beskuldig, né? Maar dit is nie die Here nie. Die Here is nie die outeur van dood nie. Hy is nie in die vloei van dood nie, hy is in die vloei van lewe. Veel meer sal hulle wat oorvloed van guns ontvang en die geskenk van geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. So dit gaan oor ontvang. So ons moet ons geloof beoefen om in die vloei van God in te kom. En wat is die vloei van God? Dis goedheid. Ons moet ons geloof beoefen, en dis hoekom ons titel vanoggend is geloof vir die goedheid van God in jou lewe. Jy moet die duiwel wil jou teëstaan sodat jy nie geloof kan hê vir God se goedheid in jou lewe nie. En jy moet dit oorkom, want en dit is die doel wat die Here met jou het, om jou van een vlak van goedheid te vat na 'n volgende vlak van goedheid. Die Here wil jou van goedheid na goedheid na goedheid te vat. Natuurlik, die oomblik as die duiwel sien, jy gaan na 'n volgende vlak te beweeg van goedheid, gaan hy probeer teëstaan. En hy gaan jou denke aanval, altyd. Maar ons weet dit nou. Nou dat jy dit weet, nou kan jy iets daaraan doen. Amen. Sy vloei is die vloei van goedheid. Hy het nie net goedheid nie, hy is goedheid. Hy kan dit nie help nie. As jy iets is, dan beteken dit jy kan dit nie help nie. Die Here kan nie help om goed te wees vir jou nie, want hy is goedheid. Amen. As dit wat gebeur nie uit die vloei van goedheid kom nie, het dit niks met hom te doen nie. Nou goed, kyk 'n bietjie na Spreuke, hoofstuk 3. Nou gaan ons na Spreuke, hoofstuk 3 toe. Ons begin lees van vers 1 af. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Jy kan ook sê, laat jou hart my woord bewaar. Want die feit dat jou hart die woord bewaar, sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. So in wie se lewe word lente van dae en jare van lewe en vrede vermeerder? In die lewe van die een wie se hart die woord bewaar. En dis nie alle Christene nie. Dis net die Christene wat luister. Amen. Die wat doeners van die woord is en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Dis die een wat sy hart die woord bewaar. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy guns vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weerstand wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale en al jou kleinode kan daar nie meer vergelyk. In sy regterhand is daar lente van dae. In sy linkerhand rykdom en eer. Dis wat die kastyding van die Here bring. Nou as die Here jou kastei, dan is dit nie jou been wat gebreek word of 'n siekte nie. Daai goeders is onder die vloek. Nee. Die Here gaan jou leer met sy woord en met sy gees. En hoekom wil hy jou met sy woord en met sy gees leer? Want hy wil jou na 'n volgende vlak van goedheid toe vat. Hy wil sy goedheid groter aan jou wys in elke area van jou lewe. En jy is op die oomblik op die vlak waar jy kan wees. Hy kan nie meer goedheid aan jou bewys, ongelukkig is wat hy nou tans bewys nie. Weens die vlak waar jy is. Dis sobering thought, né? Dis nogal sobering. Maar die Here wil 'n volgende vlak bereik vir jou, so dan gaan hy met jou praat oor dinge. Hy gaan vir sê, doen dit, verander dit, dink so, hou op om so te dink. En dis die tug van die Here. Dis 'n goeie tug, dis 'n tug wat jy kan omhels. Jy kan hom vertrou, want hy is goed. Hy is 100% goed. As die Here vir jou sê, hou op om dit so te doen, doen dit so, dan omhels ons dit.
Want ons weet sy doel daarmee is om my na 'n volgende vlak te bring. Die Here sê maar, kyk na jou gedagtes. Hoe dink jy oor jouself? Hoe dink jy oor jou man of jou vrou? Hoe dink jy oor ander mense? Hoe dink jy oor my? Daai realm is waar baie van jou deurbrake lê. Naamlik as jy anderster begin dink oor jouself, kan jy na 'n volgende vlak toe gaan. Hoe jy oor jouself dink, hou jy waar jy is. Hoe jy oor ander mense dink, hou jou waar jy is. Amen. Hoe dink jy oor die Here? Want sy weë is lieflike weë, sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom, vers 18, vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde deurgrond, deur verstand die hemele vasgestel, deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en die wolke dou gedrup. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. Bewaar beleid en oorleg, dan sal dit lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp. So die Here korrigeer deur sy woord en deur sy gees om jou by 'n vlak uit te bring waar jy meer goedheid kan ontvang. Amen. As hy sê vergewe nou daai persoon, het jy geweet daai vergifnis wat jy gaan vrystel om daai persoon te vergewe, kan 'n dramatiese impak in jou finansies hê. Amen. En in elke area van jou lewe. Die vyand se fokus, die oomblik as jy vyand snif in die neus kry, dat die Here jou na 'n nuwe vlak toe wil vat, dan fokus hy op jou denke en hy lig uit jou foute, jou swakpunte en jou mislukking. Dis waar die duiwel in spesialiseer. Hy spesialiseer in jou foute, jou swakpunte en jou mislukkings. En sy doel daarmee is spesifiek om jou te kry om op die punt van selfveroordeling te kom. Hy wil graag hê jy moet 'n nederige, selfveroordeelde mens wees, waar jy jouself diskwalifiseer vir die bevordering wat die Here wil bring in jou lewe. Die Here se doel is altyd bevordering. Hy wil hê jy moet meer geseënd wees as wat jy nou is, sodat jy sy goedheid meer kan ervaar en dat jy 'n groter kanaal kan raak. Laat ander mense sy goedheid meer ervaar. Amen. So die oomblik as jy gedagtes skryf wat sentreer rondom jou foute, jou swakpunte en jou mislukkings, waar kom daai gedagtes vandaan? Identifiseer dit. Dit kom van die vyand. Amen. En as dit nie was vir die feit dat jy foute gehad het nie, dan het jy nie 'n redder nodig gehad nie. Amen. Maar ek het 'n redder. Jesus is my redder. Hy red my van my foute, van my swakpunte en van my mislukkings. Amen. Halleluja. Met hierdie gedagte in ons gedagtes is dit essensieel dat ek en jy onsself bevestig in ons gereg. Ons ken almal 2 Korintiërs 5 vers 21 in die kerk al, né? 2 Korintiërs 5 vers 21 sê God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Nou let wel, dit is 'n geskenk. Geregtigheid is 'n geskenk. Dis nie iets waarin jy kan groei nie. Jy kan nie groei in geregtigheid nie. Geregtigheid het niks te doen met jou gedrag nie. Geregtigheid is 'n geskenk wat jy op een oomblik ontvang. Die dag as Jesus die verlosser van jou lewe word. Op daardie oomblik ontvang jy geregtigheid as 'n geskenk. Onthou, jy kan nie meer geregtig word as wat jy dan is nie. Jy is volmaak geregtig. Dit is 'n geskenk. Maar nou gaan die vyand nie daarvoor staan nie. Hy gaan jy probeer oortuig dat dit andersins is. En ons gaan nie val vir sy sê. Amen. Geregtigheid is asof jy alles perfek gedoen het. Al weet jy het nie. Dis sê saam met my, dit is asof ek alles perfek gedoen het. Al weet ek het nie. Amen. Dis geregtigheid. Dis asof jy alles perfek gedoen het.
al weet jy het nie. Die goedheid van God trek jou altyd vorentoe en op, ten spyte van jou tekortkominge. God se goedheid kyk nie na jou tekortkominge nie. Ons almal het tekortkominge. Hy wil jou optrek en vorentoe trek. Sy goedheid. Ek is nie geregtig omdat ek alles reg gedoen het nie. Ek is geregtig want Jesus het alles reg gedoen. Halleluja. Dis Jesus wat alles reg gedoen het. Dit maak my geregtig. Ek is nie geregtig oor ek alles reg gedoen het nie. Ek is geregtig oor Jesus alles reg gedoen het. Kom ons sê dit saam. Ek is nie geregtig omdat ek alles reg gedoen het nie. Ek is geregtig omdat Jesus alles reg gedoen het. Sien, dis 'n geskenk van geregtigheid, maar kyk na die konteks in Romeine 10 waar hy sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Net 'n paar versies voordat praat hy van hierdie geregtigheid. So die mees prominente woord om in my mond te wees, is die woord van my geregtigheid. Ek beter dit in my mond sit, dat dit in my hart in kan kom. As my hart my nie veroordeel nie, dan kan ek vra, net wat ek wil hê, en ek sal dit kry. So die feit dat ek sukkel, is omdat my hart my veroordeel, want my hart glo nog nie geregtigheid nie. Nou gaan ek my hart kry, om te glo, dat ek geregtig is. Ek gaan dit in my mond insit, en in my ore insit, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Eenvoudig is dit. So die vraag is, wat is die beeld van jouself, wat jy toelaat in jouself? Wat is die beeld van jouself, wat jy toelaat in jouself? 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Dis die beeld wat ek in my moet ronddra van myself. Dis die beeld wat ek moet ronddra van myself. Romeine 8, wanneer Romeine 8 toe, vers 1 en 2 eers, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Het jy geweet, jy kan God behaag, net deur wat jy dink. Halleluja. Wie van julle wil graag God behaag? Jy kan God behaag deur wat jy dink. Net wat jy dink. Wat jy dink bepaal of jy in die gees wandel en of jy in die vlees wandel. En as jy in die gees wandel, dan aktiveer jy geestelike wette wat jou uitkoms verander. As ek in die vlees wandel, deur enige gedagte toe te laat, en onthou die duiwel sal druk op jou sit, hy sal wil hê, jy moet negatief dink, verkeerde gedagtes, hy gaan jou aanval, hy gaan jou wil laat implode, om nou Engels te gebruik, op jouself. Hoe swak jy is, hoe onwaardig jy is, en hoe verkeerd jy is. En as jy daai gedagtes begin dink van onwaardigheid, wandel jy in die vlees. Want dit vat geen geloof om onwaardig te voel nie. Dit vat geen geloof om depressief te wees nie. Dit vat geen geloof om negatief te wees. Amen. Dit vat geloof om, al weet ek het die merk gemis, voor die Here te gaan in my sondes te bely, en dan op te staan en te sê, maar ek is nou steeds die geregtigheid van God in Christus. En ek gaan nie een oomblik sleg voel hieroor nie. Ek is vry. Ek behoort aan hom. Hy is my Vader, ek is sy seun, ek is vry. Ek is die geregtigheid van hom. Dit vat geloof. Want dit is teen jou gevoelens. Jy voel nog veroordeeld. Jy voel nog negatief, jy voel nog minderwaardig. Maar geloof sal in die aangesig van minderwaardigheid, of 'n minderwaardige gevoel, sê,
Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dis wat hy van my sê. Amen. Ek gee nie aan wat ek voel nie. Ek gee nie aan wat ek dink nie. Ek gee nie aan wat ander mense dink nie. Ek is sy geregtigheid. Dit vat geloof. Dit behaag hom. Dit behaag hom wanneer jy jou posisie inneem wat hy vir jou gekoop het. Dit behaag nie die Here as jy 'n skyn van nederigheid het en jy rol rond in sondebewustheid nie. Dan kyk jy neer op sy groot offer wat hy gebring het. Hy het 'n groot offer gebring om jou sy geregtigheid te maak. Amen. En dit vat geloof om daai geregtigheid joune te maak ten spyte van jou foute en ten spyte van jou gevoelens. Maar dit waaroor geloof gaan. Geloof is ten spyte van gevoelens en ten spyte van alles wat ons sien met ons oë. Jesaja 55 vers 7 en 8. Net vers 7 en 8 lees. Jesaja 55 vers 7 en 8 laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë nie my weë nie, spreek die Here. Ons het daai slagspreuk van ons hele klomp maande terug gesê, maar ek gaan weer herhaal. It is not a earning, it is a turning. It's not an earning, it is a turning. Dis nie wat jy verdien of iets probeer verdien nie, of harder werk, of harder bid, harder dit of harder dat nie. Draai net. Al wat jy moet doen baie keer om 'n deurbraak te kry in 'n situasie is net om te draai. Jy draai net. Hy sê laat die goddelose sy weg verlaat. Hy moet homself wegdraai van sy eie gedagtes en hy moet homself draai na God se gedagtes. Nou Deuteronomium 30. Deuteronomium 30 is mos presies. Jy kan Deuteronomium 30 reg bo op Romeine 10 gaan neersit. Twee praat met mekaar saam. Vers 10. As jy na die stem van die Here jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie wetboek geskrywe is. As jy tot die Here jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele siel. En die Engels sê daar waar daar staan bekeer staan daar turn. So in plaas van bekeer, as jy 'n beter definisie wil kry van die woord bekeer, dan is dit om te draai. Ek draai weg van iets en ek draai na iets anders toe. Dis al. Ek draai na die Here. Ek draai na sy woord toe. Ek draai na sy beloftes toe. Ek maak hom my bron. Maak hom my bron. Dit help nie ek verwyd hom omdat ek nie deurbrake kry nie, maar ek het nog nooit myself na hom toe gedraai om hom my bron te maak. Ek is nie in 'n posisie, ek bring myself nie in 'n posisie om te ontvang wat hy vir my kan gee nie. Dis hoekom ek nie kry nie. Dit is hoekom Jakobus sê julle het nie want julle vra nie. Hulle het hulle self nooit in posisie gebring om te ontvang nie. Hulle het nie omdat hulle self nooit in posisie gebring het om te ontvang nie. En wat gebeur? Dan raak hulle jaloers. Hulle raak kwaad. Vers 14 sê maar naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en insettinge en verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën. Hy wil jou seën, maar die vraag is, mag hy jou seën? Dan hang of jy jouself in posisie bring om geseën te word. Draai jy jouself na hom toe? Maar as jou hart hom afwend, jy kan ook sê as jou hart hom wegdraai. As moenie ons hart wegdraai van die Here af nie. Dan gaan dit nie goed gaan nie. Vers 19, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, net deur na hom toe te draai. Jy draai na hom toe, né? So ons sien dat die Here is nooit die een wat terughou nie. Mense sê baie keer, weet die Here het sy tyd. Daar's so 'n addisionele Bybel ergens geskryf met hierdie goed, en ek het nog nooit daai Bybel kopie kon kry nie, maar in daai Bybel staan allerlei goeders wat nie in my Bybel staan nie.
Jy moet baie pas op vir daai Bybel. Mense glo daai Bybel asof dit ergens geskryf staan. En een van die versies is, die Here het sy tyd. Ja, tweede vers is, as jy streepie getrek is, jy streepie getrek. Dit is vers 2. Dit staan nie in die Bybel nie, mense. Dit is direk uit die hel uit. En as jy dit glo, glo jy iets uit die hel uit. Amen. Die Bybel praat van baie dinge wat jy kan doen om jou lewe langer of korter te maak. Daar staan nergens waar 'n streepie wat getrek is. Amen. Baie dinge. Die Here se tyd is 2000 jaar terug gewees. Eintlik voor dit nog. Duidelik wat Arnold ons gesê het, die lam is geslag van die grondlegging van die aarde af. Dis die Here se tyd. Van daai tyd af is die voorsiening gemaak. Dit hang af of jy dit gaan ontvang of nie gaan ontvang nie. Dit hang van jou af, nie van die Here af nie. Hy is nooit die een. Kyk Romeine 8, terug na Romeine 8 toe. Romeine 8 vers 32. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles uit guns skenk nie? Hoe sal hy nie saam met hom ons alles uit guns skenk nie? As hy sy seun nie teruggehou het nie, hoe sal hy iets terughou? Hy is nie die een wat terughou nie. Laat dit nou as 'n diep openbaring op jou gees kom vandag, dat as jy nie 'n deurbraak kry ergens nie, dis die oorsaak is nooit die Here wat terughou nie. Want hy het sy seun gegee, sê die woord, en sal hy nie saam met hom alles vir jou uit guns gee nie. Dalk is jy nie in posisie om te ontvang nie. Jy sien, ons like dit om ons soos Adam te maak en te sê, dis die vrou wat U vir my gegee het, al die moeilikheid gemaak het, né? So wat doen ons? Ons beskuldig God van die probleem. God is nie die probleem nie. Amen. En die vrou is die beste ding wat die Here ooit vir die man gegee het. Amen. Dis nie die Here se skuld nie. Adam moes sy gesag geneem het. Hy moes daai vrou beskerm het. Nee, het nie. Neem die verantwoordelikheid van en vra vir die Here, Here wys my. Ek kan sien ek maak nie vordering in hierdie area nie. Help my. Maar die Here sê jou dadelik help. Hy wil jou help, maar so 'n gesindheid kan hy help. Hy kan nie 'n gesindheid help van 'n ou wat dink hy weet alles nie. Amen. Here wys my wat ek anders moet doen, wat ek moet doen. Hebreërs 11, 'n bietjie na Hebreërs 11 kyk. Hebreërs 11, hoofstuk oor geloof, 'n baie kragtige hoofstuk. Hy sê daarso, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. King James sê, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Die eerste woord in daai versie in die King James is now. Onthou, geloof is altyd in die nou. Dit is nou. Vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. Dit wat hy vir Moses gesê het by die brandende bos, ek is, nie ek was. Wat het Maria vir Jesus gesê toe haar broer Lazarus dood is? Here, as U hier was. Here, hy sê, Maria, glo jy? Hy sê, Here, eendag. so sy erken hy is die groot ek was, en hy is die groot ek sal wees. Wat sê hy vir haar? Maria, ek is. En Lazarus word daai dag opgewek. Hy is. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo, hy is nou hier. En hy is 'n beloner van die wat hom soek. Vers 15, en dit is die ding wat ek wil aanraak weer, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sal die geleentheid gehad het om terug te keer. Waaraan jy bly dink, is dit waarheen jy op pad is in jou lewe. Sê saam met my, dit waaraan ek bly dink, is die plek waarheen ek op pad is. Is dit goed of sleg? Hang van jou af. Amen. Nou verstaan jy, belangrik is jou gedagtes. Dis hoekom ons elke gedagte gevange moet neem, tot gehoorsaamheid aan Christus, die gesalfde een, sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Maak nie saak hoe groot die las is nie, maak nie saak hoe stewig die juk is nie, daar is lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Die gedagte moet
gehoorsaam wees daaraan. Amen. Ek kan God behaag deur wat ek dink. So Galasiërs 1 vers 3 en 4 sê guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Daar is God se wil. God se wil is bekend. Daai wat F.F. Boshoff in sy boekie Christ Leader geskryf het, faith begins with the will of God is known. Jy kan nie iemand na die Here eers lei, om die Here Jesus aan te neem, as jy nie weet wat God se wil is betrekkende daai ding nie. Jy kan nie vir iemand sê, maar miskien is dit dalk God se wil, dat jy hom moet aanneem, en hemel toe moet gaan nie. Jy gaan nie baie converts kry nie. Amen. Evangelis verklaar die wil van die Here. Hy sê dit is, so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, dat elke een wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy verklaar die wil, die wat glo en ontvang, kry dit. Dat dieselfde ding geld oor genesing van jou fisiese liggaam. As jy nog twyfel wat God se wil is om jou liggaam te genees, dan gaan jy nie ontvang nie. Jy moet eers weet, deur sy wonde is ek genees. Die bloed van Jesus is gestort vir my liggaam. Hy het sy liggaam laat breek, dat my liggaam heel kan wees. Hierdie liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, dit behoort aan hom. Amen. En hierdie liggaam is 'n blessing wat die Here my gegee het. Hierdie liggaam is die kanaal waarop ek hierdie aarde kan bly mee. En dis nie sy wil dat ek in 'n siek liggaam moet bly nie. Sy wil is dat my liggaam, wat hierdie tempel is, heilig moet wees. En siekte is nie 'n heilige ding nie, siekte is 'n onheiligheid. Siekte is 'n vloek. Daar kan nie 'n vloek, kan nie 'n reg hê in hierdie heilige tempel nie. Geen vloek het 'n reg in hierdie heilige tempel. Hierdie liggaam moet gesond wees. Hierdie liggaam moet vol lewe wees. Amen. Ek dryf dit uit my liggaam uit in die naam van Jesus. Ek praat, ek antwoord. Jy moet altyd antwoord. Antwoord altyd. Vul jouself met die woord, né? Vul jouself met die woord. Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Dit klink baie dieselfde as Spreuke 3. Want hy het ons nou in Spreuke 3 gelees het. Hy het gesê, as hierdie woord in jou hart bewaar word, dan sal jou hele lewe verander. Jou lewe sal wees lieflik. Amen. So die oomblik as die woord, die is nie alle Christene nie, dis die wat die woord bewaar. Jy moet die woord vat, en jy moet die woord bewaar. 2 Petrus 1 praat daarvan. Hy sê, kom ons kyk, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. So Petrus skryf dat jy en ek net so 'n kosbare geloof as hy het. Dis nogal amazing. Ek bedoel, Petrus het in die straat afgeloop, en as hy skade weer in jou raak, is jy gesond. Dis geloof. Hy sê jy het net so geloof. Deur die geregtigheid van ons God en Redder, Jesus Christus. Hy is ons God en hy is ons redder. Hy is ons redder. Hierdie aarde het 'n moviese slag gekry, mense. Dinge het lelik verkeerd geloop hierso. Ek weet nie of jy daar agter gekom het. En ons het 'n redder nodig gekry. Ons het 'n redder nodig gekry, maar 'n redder het gekom. Jesus is ons redder. Maar as ons nie gryp na ons redder nie, dan gaan ons in die gemors bly wat in die res van die aarde is. Gryp na jou redder. Doen wat hy vir jou sê om te doen. Sit sy woorde in jou mond. Sit dit in jou hart. Amen. Mag guns en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Hoe meer openbaringskennis ek het oor Jesus my Here en God my Vader, hoe meer word guns vermeerder en hoe meer word vrede vermeerder in my lewe. Immers, sy goddelike krag het my alles geskenk. En dit is 'n geweldige belangrike openbaring, dat dit wat die Here vir jou gee, is altyd 'n geskenk. As jy voor hom gaan staan soos iemand wat 'n geskenk ont, nooit soos iemand wat 'n lysie het van goeie en slegte dade nie. Amen? Want dit ontvang niks. Vergeet van die goeie en slegte dade, gaan staan en kry 'n geskenk. Hy gee die geskenk omdat hy lief is vir jou.
Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So die Here gaan nie vir jou dood gee nie, hy gee vir jou lewe. Hy wil jou lewe gee in elke area van jou lewe. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle deur hierdie beloftes deelgenote kan word van die goddelike natuur. As ek 'n behoefte in my lewe het, enige area, dan gaan soek ek die belofte. Elke area van jou lewe word gedek deur een of ander belofte in die woord. En ek gaan skryf dit neer in my boekie. Ek is nog oudtyds, ek het 'n boekie. Ek moet dit seker eendag op my selfoon begin skryf. Maar ek skryf dit nog in my boekie. En dan maak ek seker dat ek tyd spandeer om daardie ding in my mond in te sit en te spreek. Dis net gehoorsaamheid aan wat die Here vir my gesê het om te doen. Dit help nie ek kla oor gebrek aan 'n area, maar ek doen nie wat hy gesê het om te doen nie. Amen. Ek moet dit in my mond sit en in my gees inkry en uitspreek elke dag. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle deur hierdie beloftes deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid, dis nou die vloek, ontvlug het. So jy kyk na die wêreld rondom jou, sien jy nie God se wil nie. Jy sien verdorwenheid. Jy sien 'n vloek. Jy sien gebrek, jy sien verkeerde dinge, jy sien dood en tragedies. Dis nie God se wil nie. Dis verdorwenheid. Maar jy kan dit ontvlug. Daar's 'n moontlikheid vir jou om te ontvlug. Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is, jy ontsnap dit. Die Engels sê escape. Hoe doen jy? Deur die beloftes. Sit dit in jou mond en sit dit in jou hart. As jy die beloftes in jou mond het en in jou hart het. So, om saam te vat, geloof vir die goedheid van God. Ek moet in die vloei kom, ek moet besef dat alles wat goed is in hierdie lewe, alles wat amazing is, dis hoekom Paulus sê in Filippense 4, waaraan moet ons dink? Alles wat goed is, alles wat lieflik is, waarvan kom dit? Van die Here. Alles wat goed is in jou lewe, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter goeie ding daar ook mag wees, kom van die Here af. Dis sy vloei. Dit is wie hy is. Niks sleg in jou lewe kom van hom af nie. Dis hoekom jou gedagtes daar moet wees. En om af te sluit Efesiërs 2, ek moet my gedagtes sit op my posisie is, waar hy my geplaas het. Efesiërs hoofstuk 2, en julle het hy lewend gemaak. Dis vers 1, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Dis 'n demon. Daar's demone mense, wat mense se lewens wil steel. En hulle werk deur sosiale media. En hulle werk in jou gedagtes. En hulle wil jou lewe kom steel. Hulle wil jou eers mislei en bedrieg en dan jou lewe kom steel. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. In die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit guns is julle gered, saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy guns en goedheid oor ons in Christus Jesus. Hy wil sy goedheid vir jou wys. Hy plaas jou in 'n posisie waar hy sy goedheid aan jou kan wys. Dit wat hy wil doen, kan hy doen. Maar al wat jy moet doen is, dat jou gedagtes gaan waar jou posisie is. Moenie, dit help nie eens in daai posisie, maar jou gedagtes bly hier onder nie. Dan kan jy nie ontvang wat hy vir jou wil gee nie. Want uit guns is julle gered, deur die geloof. Dis nie uit jouself nie, dis 'n geskenk van God. Halleluja. Dis 'n geskenk van God. Jy kan nie hard genoeg werk daarvoor nie, jy kan nie goed genoeg raak daarvoor nie. Jy is klaar goed genoeg. Amen. Hy het jou goed genoeg gemaak. Hy plaas jou. Hy maak jou goed genoeg. Hy plaas jou in posisie. Al wat jy moet doen is om jou hart oop te maak. Ontvang dit. Amen. Dis God se wil vir jou lewe. Halleluja. So kom ons wees bereid. Kom ons wees eerlik met onsself.
Ons kyk na ons omstandighede rondom ons. Ons kyk na ons gesondheid, ons kyk na ons huwelik, ons kyk na ons finansies. Ons kyk na elke area. En ons besef dat dit waar ons is ons verantwoordelikheid. Niemand anders se verantwoordelikheid of die Here se verantwoordelikheid nie, dis my verantwoordelikheid. Ons is baie lief om dit op die ander se verantwoordelikheid te maak, maar dit is myne. Omdat as jy dit jou verantwoordelikheid maak, dan kan jy iets doen daaroor. As jy die hele tyd dit iemand anders se verantwoordelikheid is, dit is my man of my vrou of my kinders of my pa of my ma se verantwoordelikheid, dan het ek nie beheer nie. Maar as ek sê dis my verantwoordelikheid en die Here het vir my krag gegee in my gees sodat ek 'n manifestasie van sy goedheid kan wees in hierdie aarde. Ek kan vir hom luister. Ek kan gehoorsaam wees aan hom. Ek kan begin praat met my omstandighede. Amen. Ek kan begin praat met myself. Ek kan verander. Ek kan met myself praat. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Vergeet geen een van sy weldade nie, né? En wanneer ek verander my omstandighede. Wanneer ek sy woord, dis wat Spreuke 3 vir ons gesê het, wanneer ek sy woord inbou in my gees en sy woord word bewaar in my hart, verander my omstandighede. So kom ons kyk weg van alle ander mense, alle omstandighede. Ons maak al die verskonings stil, okay? Ek het nie 'n verskoning nie en jy het ook nie 'n verskoning nie. Amen. Al wat ons het of 'n verskoning of jy die Here. Ek verkies om die Here te hê, nie 'n verskoning nie. Ek het geen verskonings nie. Ek het net Jesus. En ek vat sy woord en ek sit dit in my hart, in my mond, in my hart. Ek gryp hom aan. En ek sê sy seën sal manifesteer in my lewe. Die seën van Abraham sal in hierdie lewe manifesteer. Want dit is sy wil. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u liefde vir ons, vir u goedheid, vir u guns. Dankie vir die kosbare woord. Ons maak ons harte oop, ons ontvang dit. En ons verklaar dat in hierdie week wat kom, sal ons doeners wees van hierdie woord. En nie net hoorders wat onsself bedrieg nie. Ons sal hierdie woord inbou in ons gees. Ons sal hierdie woord in ons mond insit. Ons sal praat met omstandighede en ons is bereid om te verander volgens dit wat u vir ons wys om te doen. In Jesus naam. Amen.